Oh, yes, Jesus. Iedere vraag vir Apostel Paulus, halleluja. Apostel Paulus sê, halleluja, maar Here, daar is 'n doring in my vlees. En God se antwoord aan Apostel Paulus, hy sê, Apostel Paulus, is my genade, dat is vir jou genoeg. Van die swakheid, word my krag geopenbaar. Het gaan nie vanaand oor die doring in jou vlees nie, maar het gaan oor die genade van die Here van die huis. Het gaan nie vanaand oor hoe jy aangekom het nie, het gaan nie vanaand oor wat by die huis aangaan nie, het gaan alles oor die genade van die huis. Here, ek kan bid nie. Here, ek kan bid nie. Ontroue volk, met 'n getroue Here. Oh, Here, ek kan bid nie. Here, ek kan bid nie. Iets wat die elke dag gevaar word nie. Iets wat die elke dag gegee word nie. Here Jesus. Daar is iets omtrent die teenwoordigheid van die Here, halleluja. Dat maak nie saak hoe jy voel, dat maak nie saak hoe jy asien, dat maak nie saak hoeveel rykdom jy het, die halleluja. Maar sodra die teenwoordigheid van die Here neergedaal het, kan jy nie anders maar op jouself uitgestort, kan jy nie anders maar op jouself oor te gee nie, kan jy nie anders maar om te sê hoe groot en wonderbaar hy is. Prys God se heilige naam. As daar een ding is wat ek weet, dan weet ek halleluja, die Gees van God kan nie gebind word nie. Dan weet ek die teenwoordigheid van God kan nie gekeer word nie. Apostel Paulus skryf die gedagte terwyl hy in die gevangenis sit. Hy sê ek is wel in boere, maar die woord van God kan nie geboere word nie. Here, ek kan bid nie. Dat maak die saak met wat, halleluja, dat maak die saak wat se bindings daar is. Dat maak die saak met wat hulle gekom het, die woorde van God kan nie geboere word. Halleluja, 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 halleluja. Oh, Son of familie. Profeet profeteer, halleluja. En hy sê, halleluja, aan Israel, 'n kind is vir julle gebore, en 'n seun is vir julle gegee. Die heerskappy rus op sy skouers. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors.
En ek wil julle vanaand in daardie onveranderlike naam van ons Heer en ons Verlosser Jesus Christus groet. Ons apostel, ons ma-apostel, halleluja, die kerkraad, met hulle eggenote, halleluja, elke broer, elke suster wat die moeite geag het, halleluja, om vanaand in die huis van die Here te kan kom wees en na die woord van die Here te hoor. Here, seën u woord, Here. Here, my God, die woord is 7 maal geloter, Here. Here, my God, die letter is dood, maar die Gees maak dit vanaand lewend. Here, my God, die woord sê, die opening van die woord maak die eenvoudiges verstandig. En vanaand, soos ons eenvoudiges is, Here, wil ek bid en wil ek vra dat die woord ons vanaand verstandig sal maak. Here, nie my wil nie, maar laat u wil vanaand geskied. Meer van u en minder van my, Here. In die naam van Koning Jesus, met eer en dank sê hy. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Laat my vanaand toe, halleluja, om in hierdie atmosfeer, prys die naam van die Here, die skriflesing te kan lees. 2 Samuel 6, halleluja, versie 1 sê, daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel ter duisende versamel. Versie 6, halleluja, en toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Ussa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vastgehou, want die osse het gestruikel. Versie 10, halleluja, daarom wou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie. Maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom, die Giet laat wegdraai. En die ark van die Here het 3 maande lang in die huis van Obed-Edom, die Giet gebly. En die Here het Obed-Edom en sy hele huis geseën. En toe aan die koning Dawid meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën, terwille van die ark van God. Het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde in die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. Mag die Here sy voorgeleesde woord seën, halleluja. Die woord van die Here, halleluja. In die eerste vers maak hy bekend, halleluja. Ek wil graag praat oor die teenwoordigheid, prys die naam van die Here. Ons lewe in 'n tyd of in 'n dag, halleluja, waar die evangelie so vervorderd geraak het, dat die teenwoordigheid van God nie meer gesoek word nie. Maar waar ons gaan, halleluja, agter die gejuig en agter die geklank van musieke. Prys die naam van die Here. En ek wil net bekend maak, halleluja, dat nie almal sal die teenwoordigheid van God kan dra nie. Die Bybel sê Dawid gaan terug, halleluja. En die Bybel sê en hy gaan soek. Hy gaan kry uitgesoekte manne om die teenwoordigheid van God terug te bring na die stad van Dawid. Dit sit nie in enige man of vrou van die Here se rug of se bloedpyp om die teenwoordigheid van God terug te bring as het weggegaan het. Die Bybel sê en hulle lei die teenwoordigheid, hulle lei die ark van die Here op 'n nuwe strydwa. Die Bybel sê terwyl hulle hierdie teenwoordigheid wegvoer om terug te bring na die huis, halleluja, gebeur daar iets. En dit is wat ons doen aan die huis van die Here vandag. Die Bybel sê, halleluja, terwyl die os struikel, steek Hosea sy hand uit om die teenwoordigheid te keer. Maar luister hier, ek sal vir iemand sê, die teenwoordigheid
teenwoordigheid kan nie gekeer word nie. Ons kry mense, halleluja, sodra die teenwoordigheid toesak, dan raak hulle weg. Sodra die teenwoordigheid toesak, dan vlug hulle van die teenwoordigheid. Bring na vore die egtheid. Halleluja. Nie almal sal die teenwoordigheid kan dra nie. Maar toch is daar toch van hulle wat uitgesoek en gekies is van die teenwoordigheid van keer. Die Bybel sê, halleluja, en toe David hierdie ding gevaar, raak hy onmiddellik bevrees van die teenwoordigheid. Die Bybel sê, halleluja, en toe halleluja die ark by David moes bly, toe sê David, maar laat die ark, halleluja, by oop Beth-Edom gaan bly. Hoeveel van ons, halleluja, raak nog bevrees van die teenwoordigheid van die Here. Hoeveel van ons beweeg nog onder die vrees van die Here? Waar die vrees is die teenwoordigheid van God. En onmiddellik as die vrees nie daar is nie, dan ontbreek die heerlikheid van God. Hy gaan vra, halleluja, wie is nog oor aan hierdie huis van hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het. En danig sien julle dit nog vandag. Dan gaan hy verder, hy sê, maar halleluja, ek sal die heerlikheid herstel. Hy sê die vroeë heerlikheid sal groter wees, die toekomstige heerlikheid sal groter wees as die vroeë heerlikheid. Romeine maak melding van iets. Hy sê daar het een ding gebeur. Ons almal het gesondig en dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. Waar sonde teenwoordig is, kan God sy heerlikheid en sy gees en sy teenwoordigheid nie meer vaardig wees nie. Ons verwag dat God deur moet kom, maar ons sit met klomp sonde aan die teenwoordigheid. Ons sit met klomp aanhangsels aan die teenwoordigheid. Klomp vervoersels aan die teenwoordigheid. Praat van die teenwoordigheid. Halleluja. Glory to Jesus. Prys God se naam. Glory to Jesus. En ons het so gemakkelijk beginne word, halleluja. Ons het maar die sonde aan en aan en aan. En dan sê ons so sê die Here van die leer. Langer! Here, maar ek prys U. Tog so die waarheid. Die toekomstige heerlikheid Sal groter wees. sal alleenlik groot kan wees wanneer die sonde in die midde van die teenwoordigheid uitgeruim kan word.
Baie kerke lê, halleluja, in pyn. Hulle mure is verbrand, hulle poorte is uitmekaar. Terwille van wat hulle ingebring het. Die woord gaan verder, halleluja. Hy sê, halleluja, en David stuur die teenwoordigheid weg, omdat hy bevrees beginne word het. En nadat hy berig gekry het, dat net die teenwoordigheid daar 'n groot seën gelê het vir daardie sekere huis. Die Bybel sê David staan onmiddellik op en hy gaan na die huis van Obed-Edom en hy gaan al die teenwoordigheid, omdat daar is net iets omtrent die teenwoordigheid. Hy stuur hom weg, nadat hy berig gekry het, nadat hy gehoor het, hoe goed die Here vir daardie huis was, kom hy tot die beseffing, wat hy eintlik weggegooi het. En baie van ons wil eers iets weggooi, voordat ons die waarde daarvan kan besef. Die Bybel sê David kom in die teenwoordigheid in, die stad van David, en is die dogter van Saul, kyk deur die venster, halleluja, terwyl die volk, halleluja, voor die teenwoordigheid jubel en juig, terwyl hulle vrolik is, voor die teenwoordigheid, en die vrou, halleluja, hy vra vir David, maar hoekom steek jy jou so in die skande? Dit is 'n koning, maar jy ontbloot jouself. En David gee een antwoord. Hy sê, voor die aangesig van die Here sal ek vrolik wees, want hy besef iets wat nie daar was nie, as in sy midde in. Halleluja, hy besef, halleluja, die teenwoordigheid bring, halleluja, die echtheid van die dogter van Saul na vore, die dogter van Saul, halleluja, soek die teenwoordigheid van sy weet, die teenwoordigheid ontbloot. Paulus, halleluja, hy kom by die vuur, prys die naam van die Here, die Bybel sê, en hy gaan haal, halleluja, hout, halleluja, en terwyl hy dit aangooi, kom daar ander, en hy pak hom op die hand. Die teenwoordigheid het maar net 'n manier, om hulle wat jy al lankal wil getik het, wel te ontbloot. Het maar net 'n manier, halleluja, om hulle wat jy wil vervangen, vir bewerkstellig het, te kan ontbloot. Het maar net 'n manier, hulle wat 'n bed vir jou gemaak het, om hulle maar net te